Goeiemôre geliefdes. Dit is baie lekker om vanoggend saam met elkeen van julle hier te wees, om die Here te aanbid, te loof en te prys en hopelik anders uit te stap as wat ons hier ingestap het. Geliefdes, as 'n mens klein is, of eerder moet ek sê, toe ek klein was een van my gunsteling sinnetjies om vir my ouers te sê, sekerlik die sin, moenie vir my sê wat om te doen nie. Soos baie kinders en baie jong mense kan jy as kind seker nie wag vir daai dag wat niemand meer vir jou sal sê wat om te doen nie. Dit was 'n groot storie in ons huis. Ek en my sussie, ons het baie beklei met my ouers daaroor. Ons wou doen soos wat ons dink. En dit is net 'n genade dat 'n mens groot word en van hierdie sienswyse afstand doen. Want ek het nog nooit so baie in my lewe, soos vandat ek 'n ma is, gewens dat iemand presies en in groot detail vir my sal sê, asseblief wat ek moet doen nie. Ouerskap daag daarom al jou kennis en pag of dit wat jy dink jy het uit. En ek is kort besig om te wens dat iemand presies of vir my kan sê hoe ek hierdie seuns moet groot kry. Ek sal mal daaroor wees as iemand met goeie bewyse vir my kan kom sê wat die beste manier is om sekere dinge te doen. Wat die nuutste navorsing is en hoe ek dit kan toepas om ons lewe, my lewe, beter en makliker te maak. Hoe baie keer wens ek nie dit kan so werk nie. Maar soms moet jy eenvoudig alleen op jou eie insig te staat maak en deur die lewe kom. Nou op 'n dag soos Moedersdag, waar moeders figure, en ek het nou regtig probeer om dit 'n universele ding te maak, so ek hoop jy hoor dit so. Hoe 'n moederfiguur, eintlik nou moet ons agteroor sit met ons voete op, en 'n klokkie lui vir diens, maar dit gebeur nie, want op 'n dag soos vandag word ons juis baie keer eintlik meer uitgedaag. Ons bid vir vrouens wat moederlike rolle in ons lewens vervul. Ons bid vir vrouens wat graag wil, weer wil, anders wil wees, 'n moeder wil wees. Ons dink aan hierdie verskeidenheid van rolle wat gevul word deur die vrouens in ons lewe. En alhoewel dit gaan oor moeders, ja, gaan hierdie diens vandag ook oor meer as dit. Vandag is Goeie Herder Sondag. Reg oor die kerk is daar mense wat vandag dink oor leierskapsposisies, nuwe leierskapsposisies. Nou interessant, in die kerk in Hebreë was leierskapsposisies baie in die nuus en dit is nogals ironies dat ons nou juist vandag daaroor praat. Maar op Moedersdag sou ek sê, dit sal vir my lekker gewees het as iemand vir my hierdie 10-punt stappeplan gee van hoe om 'n goeie ma te wees, hoe om 'n goeie vrou te wees, en 'n vriendin en 'n dominee en 'n suster en 'n kind en. En kom ons wees eerlik, om enige leierskapsrol te vertolk, is net eenvoudig nie altyd maklik nie. Leierskapsrolle is iets wat ons in ons lewens wil hê. Jy wil bevordering by die werk kry en daarom doen jy aansoek vir die bestuurderspos. Jy wil beheer vat van jou gesin en jou familie. En dan kan dit soms wees dat ons soms net eenvoudig nie weet wat om te doen nie. Ons weet nie om leiding te neem nie. Jy weet nie om hierdie herder van hierdie kudde op watter manier ook al te wees nie. Hoe moet ek hierdie rol van ma of ouma of bestuurder of pa of seun of kind, hoe moet ek dit doen? Hoe moet ek dit reg doen? Hoe moet ek dit goed doen? Kan iemand dalk vir my sê wat om te doen? Nou in vandag se tyd is dit seker die maklikste ding om raad en inligting te bekom. Ek dink is makliker as ooit, maar daar is so baie stemme daar buite. So, na wie luister jy dan nou eintlik? Na wie se raad luister jy? Na wie se invalshoek luister jy? Hoe onderskei jy wie praat dan nou die waarheid? Wie maak sin, wie nie? En tussen al die stemme van oordeel en vrees en druk en die eise wat hulle aan ons gee, is dit nie altyd maklik om dan nou te hoor wat ander mense sê en dit op toepassing te maak van jou lewe nie. Maar gelukkig is daar ook 'n ander stem. 'n sagter stem, 'n dieper stem, 'n stem wat sê, ek is die goeie herder en ek ken jou en ek roep jou op die naam. 'n Stem waardeur ons kan laat lei, wat ons kan kom touwys maak en leer en onderrig. En vanoggend wanneer ons saam luister na hierdie stem, dan hoor ons hoe ons kan verstaan wat dit beteken om deur die herder geroep te word en versorg te word en ingesluit te word. So kom ons lees vanoggend saam van hierdie herder in Johannes 10 vanaf vers 11. Ek is die goeie herder.
Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hy hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is 'n goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Ons lees vanoggend net tot sover. Geliefdes, as daar dan nou een stem is om na te luister. Een stem waardeur jy jou kan laat leer en lei. Een stem waarna jy kan luister as jy kennis soek, dan weet ons vanoggend opnuut dat ons na die stem van ons herder kan luister. Daar's baie maniere om na hierdie gedeelte te kyk wat ons nou saam gelees het. Daar's baie wysheid om uit hierdie kort gedeelte te tap. En wat ons hieruit kan leer, hoop ek dat elkeen van ons op ons eie persoonlike geloofsreis kan vat. Die eerste stuk wysheid wat ons uit hierdie teks vanoggend kry, is ek lees iemand skryf en ek stem heel hartlik daarmee saam, dat ons as mense ten diepste geken en geliefd wil wees. Ons wil hê iemand moet ons raak sien. Ons wil hê iemand moet ons ken. En wanneer iemand ons ken, wanneer iemand die moeite doen om ons te leer ken, wanneer iemand ons raak sien, wanneer iemand ons inreken, dan wil ons weet, ek tel vir hierdie persoon. Ek word liefgehê deur jou. Dan het my lewe rede. Dan het ek bestaansreg. En dan sien ek kans vir die lewe. En in hierdie teks sien ons iets van dit. Ons sien hoe 'n herder sê, ek ken my skape. Ek weet wie hulle is. En hulle ken vir my. Ek weet hoe hulle klink. En hulle weet hoe ek klink. Ek sê vir hulle skaars nie, ek sê vir hulle vreemd nie. Dit is hierdie eenheid tussen die herder en sy skape. Tussen die een wat voorloop en die wat volg. Dit is hierdie band, dit is hierdie verbinding. Nou wanneer Jesus hierdie woorde gebruik, dan gebruik hy hierdie beeld van 'n herder en dis iets wat mense so goed sou ken. En hulle sou sekerlik na Esegiel 34 gedink het wanneer Jesus praat oor hierdie feit. Esegiel 34, ek sal self my kleinvee se herder wees. Vers 11 sê hy, so sê die Here God, ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. Soos 'n herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my kleinvee en hulle red uit al die plekke waarin hulle verstrooi is, op daardie donker oordeelsdag. Ek sal hulle tussen die ander volke uitbring, hulle bymekaar maak uit die ander lande en hulle bring na hulle land toe. Ek sal hulle versorg op die berge van Israel, in die klowe, in al die woonplekke van die land. Ek sal vir hulle sorg vir goeie weiding. Hulle sal wei op die hoë berge van Israel en rustig daar in die groen weiveld lê en werk hou. Hulle sal op Geilveld wei, daar in die berge van Israel. Ek sal self my kleinvee se herder wees en hulle sal rustig lê en herkou, sê die Here my God. Ek sal die soek wat weggeraak het, die wat sal ek terugbring wat weggedwaal het. Die wonde versorg van die wat seer gekry het, die swakkes sal ek help. Ek sal self die wat vet en sterk geword het neem, ek sal 'n herder wees wat reg laat geskied. Hoor jy die omgee, hoor jy die versorging, hoor jy die liefde, hoor jy die prentjie van 'n band tussen God en sy mense, hierdie band iets wonderlik, waarna elkeen van ons so smag, en wanneer Jesus dan hierdie woorde gebruik, dan is dit die herbevestiging van 'n band wat jare en jare en jare kom. Hierdie opregte liefde van Jesus se opofferende lewe, wat wys wat dit is om 'n herder te wees, dienstig, self gee. Jesus kom wys wat hierdie intieme verhouding kan wees, want sê ek ken my skape, dis persoonlik, dis liefdevol, daar's hierdie eenheid. Jesus kom sê ook hier iets van wat baie inklusief is. Hier's ruimte vir almal. Dis nie net my kraal se skape nie, hier's plek vir mense. Die mooiste woorde, die mooiste troos, geliefdes, dat ons is sy kudde, ons is syne, en daar is vir ons plek in sy kraal. 'n Liefdevolle ruimte waar daar vir ons gegee sal word, waar ons geken sal word,
waar ons sal tel, in hierdie lewe waar ons so graag wil behoort, waar ons so graag wil inpas en plek hê, hoor ons, kry ons, hier is vir jou plek. Op hierdie Goeie Herder Sondag, party mense praat ook van roepingssondag op Moedersdag, wanneer ons kan vra, maar wie wil ek wees, en wat se tipe ma wil ek wees, en wat se tipe persoon wil ek wees, waarin word ek geroep en genooi, hoor dit nou, kom wees deel van die Here se span, kom vind rus en vrede in die feit dat jy plek het, dat jy nie te ver hoef te soek nie, dat jy nie te alleen hoef te voel nie, dat daar vir jou, net soos wat jy is, ruimte is in sy kraal. Maar dan lees ek verder, dat hierdie gedeelte ook nie net gaan oor wat dit vir ons kan beteken nie. Ek lees 'n teoloog met die naam Marcus Borg, herinner ons daaraan, dat hierdie beeld van die goeie herder nie net 'n Joodse metafoor is nie, dis 'n radikale verklaring van hoe Jesus leef en hoe hy liefhet. In die tyd van Jesus was daar herders, leiers wat ander mense moes oppas, maar hulle was soos huurlinge. Hulle het nie van harte omgegee nie. Hulle het hulle rol misbruik. En Jesus stel homself teenoor hulle en sê, 'n goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Hy sê, ek kies om 'n liefde te gee, ek kies om lief te wees, selfs al kos dit alles. Hierdie is nie net teologie nie, hierdie is nie net woorde nie, hierdie is 'n uitnodiging van 'n ander manier van liefde, van 'n ander manier van leef, in 'n wêreld waar liefde sterker is as mag, sterker is as status. Kom sê Jesus, hier, my liefde is selfopofferend, iets wat ouers baie goed ken. Is meestal nie lekker om jouself prys te gee nie. Dit is nie iets wat altyd natuurlik kom nie. Baie keer wanneer ouers, mense hulle self tweede plaas, dan kom dit saam met verwyte, dit kom saam met die behoefte om iets terug te kry. Wanneer ek iets van myself gee, my tyd, my energie, my geld, my omgee, my gawes, verwag ons so maklik iets terug. Maar Jesus sê, ek is 'n tipe leier, wat iets van myself gee, wat liefde gee, my lewe gee, sonder om enigiets terug te verwag. En geliefdes, dit kry ons, en omdat ons dit gekry het by Jesus, is die uitnodiging daar, dat ons dieselfde tipe liefde sal gee. Weer en weer en weer. Ek lees verder, Rob Bell skryf weer, dat wat ons hier hoor is hierdie stem van liefde. Dis nie 'n stem van vrees nie. Hy kyk na hierdie gedeelte en hy help ons om te verstaan dat God se stem altyd soos liefde klink, nooit soos vrees nie. Hy skryf in 'n wonderlike boek dat ons as die kerk God se stem kan hoor as 'n stem van liefde. Baie keer word dit verwar met dreigemente, maar Jesus, die goeie herder, roep ons nie met skrik nie. Hy nooi ons huis toe in vrede. Ek roep my skape en hulle volg my, want hulle ken my. Hierdie is nie 'n Jesus wat wag dat jy struikel sodat hy jou kan vang nie. Hy is een wat jou reeds dra. Wat daar is as jy nie meer kan nie. Wat by jou is, as jy wonder op roepingssondag, herdersondag, hoe om jouself te heroriënteer om soos ons herder te wees, hoor hoe hy praat. Hy sê, ek hou ander mense regop. Ek staan by hulle. Ek is paraat, ek ondersteun, ek moedig aan, ek is daar. Ek is nie bang nie, ek is by jou, my liefde is standvastig. Ek lees nog 'n stem. 'n Stem wat raad gee en sê, hierdie stem van Jesus ken jou. Willem Nicol, wat verskriklik baie oor Johannes al geskryf het, sê, Jesus se stem is so persoonlik. Hy praat nie net met die skape daar deur ver nie, geliefdes, hy praat ook met jou. Hy ken jou naam, op jou naam roep hy jou. Dink gou hier aan, die God van die hemel en die aarde, noem jou op jou naam, 'n naam wat niemand anders hoor nie. Die naam agter jou masker, agter die glimlag. Die naam van jou diepste self, hy ken dit. En Willem Nicol skryf, dis hier waar geloof regtig begin. Nie by allerlei geloofsekerhede nie, maar by luister. By die stem wat saag roep en sê, jy behoort aan my. Luister hierna.
Om vir iemand te sê, jy's veilig, jy's by my, ek is hier vir jou, hier's 'n plek. Geliefdes, wat 'n voorreg om dit nie te kan hoor nie, en wat 'n voorreg om dit nie vir ander mense te bied nie. Jy's ook hier by my veilig. Hier's ook vir jou 'n plek. Ek kan vir jou wys, ek ken jou en ek wil jou by my hê. Dis ons voorreg, geliefdes, om dit vir ander mense te kan beteken. Om dit vir hulle te kan wys. En dan die laaste stem waarna ek gaan luister, dit is Richard Rohr wat meen, Jesus is nie net 'n herder wat 'n klein groepie gelowiges bymekaar maak nie. Hy's die herder van die hele skepping. Jesus sê, ek het ook ander skape wat nie van hierdie kamp is nie. En hy sê, moenie dink ek beperk my net tot sekere mense nie. Hy is die herder wat deur grense breek en deur vooropgestelde idees breek. Wanneer ek liefde gee, gee ek liefde vir die wat dit nie verdien nie. Vir die wat ons nie eers ken nie, wie se name nie geken word nie. Dis 'n ander tipe herder. Geliefdes, wanneer ons as gemeente dit reg kry om kos te gee, sop te pak, bottels af te laai, klere te gee, sonder 'n dankie, sonder om eers die gesig te ken en te sien wat dit gaan ontvang, geliefdes, dan is ons besig om 'n herder vir almal te wees. En geliefdes, dan verander dinge. Dan verander dinge wanneer ons sê, ons is 'n plek waar almal moontlik, enigiemand veilig kan wees, en liefde kan kry, en versorging kan kry en kos. Ek wil afsluit deur te sê, mag ons nooit op 'n punt kom waar ons voel, ons moet en kan net op ons eie insig te staat maak nie. Mag daar nooit 'n tyd kom waar ons voel, ons het niemand anders op wie ons kan staat maak nie. Mag ons nooit op 'n punt kom waar ons voel, ons weet nie na wie om te luister nie. Want die enigste herder wat ons moet ken, die grootste herder wat ons lief het, kom sê vir elkeen van ons, die stem van die herder is een wat homself opoffer en gee. Die stem van die herder is een van liefde en nie vrees nie. Daai herder kom roep jou op jou naam en sê jy's myne. En hy roep elkeen van ons, almal wat buite die grense staan en uitgeval het. Mag ons dit hoor, mag ons daardeur bly wees en mag ons krag kry daarin, om opnuut en in totaliteit dit vir die wêreld te gaan wees. Herders van liefde en vrede. Herders van insluiting en veiligheid.